was so 3 jaar na jou 14 jaar wat jy besef het wat moet gebeur. Ja. Toe's my liefling 17 en ek is toe 14. En ons is by 'n kerkkonferensie daar in die Kaap. En dit's van die Woensdag tot die Sondag. En die Woensdag aand, toe vra hulle vir my toe die mense nou uitstap. Of ek sal speel, die orgel speel. Jy weet, dit is mos daarom nou lekker as jy uitstap en die mense gesels so en daar's 'n bietjie musiek wat speel. En terwyl ek die orgel speel, toe hoor ek ewe skielik maar hier speel nou iemand saam met my gitaar, maar ek hoor die persoon kan speel. Ek ken toe mos daarom nou musiek. En ek kyk so om en ek kyk in hierdie paar groen oë vas wat ek nog nooit voorheen gesien het nie en my hart maak so snaaks en ek sê vir myself gedraai jou en ek speel klaar. En die jong man sit sy gitaar so mooi neer en nou stap ons saam uit. Ek is vreeslik voorbarig geweest. Annemarie, jy sal nie glo nie, ek is nou so stil en stemmig. en ek sê vir hom, goeienaand, ek is Betty Groenewald. Hy sê, o, hallo, ek is Christian Marx. Maar toe hy sê Marx, nee, toe sê ek vir hom, is jy pastoor Otto Marx se seun? En hy sê ja, want pastoor Otto Marx op daai stadium het die naam gedra vir die kwaaiste pastoor in Lede in Christus Kerk waar ons op daai stadium was. My pa se pastoor, sy pa se pastoor. Ek dink by myself, joh, hierdie is seker 'n verskriklike streng seun met wie ek nou hier gesels. Hy sê vir my, kan ek vir jou koeldrank koop? Ek sê vir hom enige tyd. Moet ek regtig alles vertel, babes? Hy sê vir ons drink eerlik koeldrank en die man praat, weet hy praat lekker man, hy praat sens. Mense kan met die jong man gesels. En so ons sit sommer so daar buitekant, klomp jong mense en so 11 uur se kant sê ek vir hom, jong, ek sal nou moet teruggaan na my bungalow toe my ma gaan wonder waar ek is. Hy sê nee, hy sal ook moet teruggaan en sy pa gaan ook wonder. Maar hy sê ek sal eers saam met jou stap, vreeslik ordentlik. En ek sê vir hom baie dankie en ons stap so, daar was so 'n populier bos gewees waar die ons moet loop. Ja, en toe gebeur. Sien hy my nou daarso dat ek kloppe hoor lei. Verlief en verlore. Beskiklik. En die volgende oomblik hoor ek Christian. So diep stem en ek dink daar's 'n skrif in die Bybel wat ek geken het op daai stadium, berge val op my en heuwels bedek my en ek sê Here, dit is wat nou moet gebeur want dit is pastoor Otto Marx en dit gaan beteken dis die einde van Betty Groenewald. Maar ons is so doodgevang dat ons kan nie eers move nie, ons staan nou net so en hy sê oor my kop, ja pa. Hy sê vir hom, ek dink is tyd om te kom slaap. Hy sê nee, ek is op pad. En ek dink ons het niks raas gekry oor dit wat op sigself 'n hele wonderwerk was. En daar het ons toe nou mekaar gevind en vreeslik verlief vir 'n week. En toe moet hy terug gaan Witbank toe en ek terug Stellenbosch toe. So daar het ons paadjies toe nou vir eers 'n bietjie gesplit.